Lex Libertas eis 'n verduideliking van die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking en die 4de Small Language Big Ideas Kongres wat op die grammatika-navorsing oor dialekke van Germaanse tale fokus, het vandag begin. Goeiemiddag, my naam is Carla Berg en dis tyd vir Pretoria FM se visuele nuusbulletin in Afrikaans. Die Ideesentrum op die voorspraakgroep Lex Libertas het 'n oop brief aan die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking gerig en gevra dat daar dringend opgetree moet word na 'n sosiale media plasing van die Iranese ambassade wat beelde van Amerikaanse doodskiste vertoon het. Lex Libertas sê die plasing wek ernstige kommer oor of die Suid-Afrikaanse regering diplomatieke standaarde konsekwent toepas, veral aangesien die departement so vinnig opgetree het teen die Amerikaanse ambassadeur na sy kommentaar oor die Kill the Boer dreensang eerder. Die groep versoek dat die departement verduidelik of die diplomatieke stappe teen die Iranese ambassade oorweeg word en die publiek inlig oor watter stappe dan gedoen word. Die uitvoerende direkteur van Lex Libertas, Dr. Ernst Roots, sê die geloofwaardigheid van Suid-Afrika se buitelandse beleid hang af van die konsekwente toepassing van beginsels. Die punt is hier dat die Suid-Afrikaanse regering nou al vir 'n tyd lank 'n vorm van selektiewe moraliteit toepas wanneer dit by buitelandse skakeling kom. Ons het dit byvoorbeeld gesien in die saak teen Israel waar die Suid-Afrikaanse regering aangevoer het dat Israel skuldig is aan volksmoord, onder andere omdat hulle liedere sing waarin geweld aangehits word, terwyl dieselfde regspan in Suid-Afrika aanvoer dat daar niks fout is met liedere soos Kill the Boer nie. Sekuriteit is by die Brakpan Landdroshof verskerp, waar die vermeende skieter van Marius van der Merwe, bekend as Getuie D, vanoggend vir die eerste keer verskyn het. Van der Merwe het voorheen voor die Matlanga Kommissie van ondersoek oor beweerde korrupsie in die strafregstelsel getuig en is op 16 Desember voor sy huis in Brakpan doodgeskiet. Die verdagte is toe die afgelope naweek in hegtenis geneem. Die Nasionale Verbruikerskommissie het die herroeping van die kettingwinkel Clicks se Made for Tots Corn Puff Chicken produk aangekondig. Volgens die Verbruikerskommissie is 1152 eenhede van die produk herroep, waarvan sowat 348 reeds verkoop is en 804 van die rakke verwyder is. Die produk het positief getoets vir die nie-patogeniese listeriose, wat selde siekte by mense veroorsaak. Indien verbruikers die betrokke produk aangekoop het, moet hulle dit onmiddellik na enige Clicks winkel terugbring vir 'n volledige terugbetaling of vervanging, met of sonder die bewys van aankoop. En die 4de Small Languages Big Ideas Kongres wat op die grammatika-navorsing oor dialekte van Germaanse tale fokus, het vandag begin. Die kongres word tot 18 Maart by die kantore van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns in Pretoria gehou en word deur die Virtuele Instituut vir Afrikaans in samewerking met Akademia aangebied. Die kongres het vanoggend begin met 'n aanbieding oor die sosio-linguistiese veranderlikes wat kenmerkend van Nederlandse jeugtaal is. Die aanbieding is deur professor Reinield van der Kerkhofe van die Universiteit van Antwerpen gelewer. En om mee af te sluit, nuus uit die buiteland, die Suid-Afrikaanse regering bestudeer Israel se antwoord in die saak oor beweerde volksmoord in Gaza by die internasionale strafhof. Suid-Afrika het die saak in Oktober 2024 teen Israel aan hande gemaak en beskuldig die land daarvan dat dit internasionale reg oortree en dade pleeg wat op volksmoord teen Palestynë in die Gaza-strook neerkom. Volgens die woordvoerder in die presidentsie, Vincent Mangena, sal die regering nou besluit of hy die hof se toestemming gaan vra om verdere skriftelike voorleggings te maak of direk na die mondelike fase van die verrigtinge gaan oorgaan. Die saak kom te midde van toenemende humanitêre kommer in Gaza. Dit is al vir vandag van my Carla Berg, ons maak môre weer so. Totsiens.